Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Saterdagoggend. En ja, dis eintlik baie goed dat ons hierdie teks op 'n Saterdag lees. Ons lees uit Johannes 12 uit, vanaf vers 1. 6 dae voor die Pasga het Jesus na Betanië gegaan. Dit was die tuiste van Lazarus, wat Jesus uit die dood opgewek het. Daar het hulle vir hom toe 'n maaltyd voorberei. En Martha het hulle bedien. Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n litra egte, uiters kosbare nardesolie geneem, die voete van Jesus gesalf en met haar hare sy voete afgedroog. En die huis is deurtrek met die geur van die olie. Toe sê Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denarius verkoop en die geld aan die armes gegee nie?" Hy het dit gesê, nie omdat hy vir die armes gegee het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die geldbeurs gedra en het van die bydraes gevat. Daarop het Jesus gesê, "Laat haar begaan. Sy het dit vir die dag van my begrafnis bewaar. Want die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Geliefdes, ons lees tot sover. Hierdie teks het eintlik 'n verskriklike, ryk en 'n diep betekenis. En dis baie belangrik om te onthou dat ons besig is met Johannes se verhaal. Want hy skryf dit met 'n spesifieke inslag en 'n spesifieke tema. Ons hoor dat dit 6 dae voor die Pasga is. Dit beteken letterlik hierdie is 5 dae voor Jesus se kruisiging. Hierdie is die Saterdag aand voor sy dood. So Jesus reis na Betanië. Hy het tipies sou hulle gewag het tot die Sabbat verby is. So dit beteken wat dit nou skemer is, dan is die Sabbat verby en dan kon hulle reis. Toe reis hy na Betanië toe. En wat nou daar gebeur, is dat Maria salf hom in 'n uiters profetiese gebaar. En Jesus bevestig dit, dat sy salf hom met die oog op sy begrafnis. So baie belangrik dat ek en jy hoor, dit wat hierna gaan gebeur, jy weet, dit was nie 'n plot van die Jode en nou het hulle hom ontkant gevang en hier kry hulle hom gevang nie. As Jesus dit wou vermy, bloot menslik gesproke, kon hy hier in Betanië gebly het of net van hier af pad gegee het. Maar dis 'n doelbewuste wys dat Jesus weet wat wag wanneer hy na Jerusalem binne gaan. Dat Jesus weet, hierdie is met die oog op my begrafnis. Verder het dit hierdie simboliese betekenis dat hierdie was die week voor die Pasga, 'n baie groot fees vir die Jode, en die Paaslam is nou op die dag voorberei, is uitgekies en gereed gemaak sodat dit op die Paasfees geslag kan word. En hiermee kom Maria en berei Jesus as die Paaslam voor. Dit gryp terug na wat Johannes die Doper al gesê het, kyk die lam van God, nee. So dis absolute bevestiging daarvan. En dan hoor ons iets mooi, en dit is nie maar net detail wat vertel word ter wille van detail, nie, hier is 'n betekenis aan. En dan staan hier 'n sin, en die huis is deurtrek met die geur van die olie. Johannes wil daarmee sê dat hierdie offer wat Jesus gaan bring, gaan nie net hier beperk wees nie, dit gaan volledig vir almal wees. Die hele huis is deurtrek met die geur van die olie.
letterlik wanneer Jesus gekruisig word, gaan dit verlossing bring vir die hele wêreld. Ons kry ook hierdie twee verskillende reaksies op Jesus. Onthou dieselfde Jesus, selfde gebeurtenis, gelyke tyd. Maria wat 'n geloofsdaad doen. Judas wat die verwerping van Jesus kom illustreer hier. En dan sê die teks duidelik, nie omdat hy enige simpatie met die armes gehad het nie, maar omdat hy dan 'n gedeelte van dit self vir homself gevat het. Ek en jy moet weet, alles wat hier gebeur, Jesus is in beheer. Hy kies. Hy is 'n gewillige paaslam. Ter wille van my en van jou. Amen. Here almagtige God, dankie vir hierdie ongelooflike teks. Ja, dankie dat ons dit mag lees. En Here, ons kom bely dat ons verlore sou wees sonder hierdie offer. En daarom vra ons, Here, dat ons vandag in dankbaarheid en in liefde aan U mag vashou. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.